Goeiedag dames en heren en welkom by nog 'n program van Makassa Pride. Die vraag is, kan daar iets goeds uit Makassa uitkom? You be the judge. Nou vanaand het ons 'n persoon hier wat ons eintlik hulde aanbring, 'n man wat diep spore getrap het in Makassa spesifiek Makassa Hoërskool, wat betrokke was by sport by die skool, wat betrokke was by alles by die skool en wat ek nou gaan noem, sal baie mense weet wie hy is. Hy het jou soms met 'n tiak, hoor ek as die ding se naam, het jy met 'n tiak bygekom as jy nie wil hoorie. En dis niemand anders nie as meneer Lindsay Benting. Meneer Benting, baie welkom hier vandaan en is 'n eer vir ons in Makassa Pride om vir u te hê wat so diep spore getrap het in Makassa Hoërskool en in Makassa gemeenskap. Baie dankie Stuart, dit is my plesier om my storie te vertel. Want Makassa het so diep in my hart ingekruip dat ek altyd iets wil terugploeg weer in Makassa. Al het ek al klomp goed teruggeploeg in Makassa. Ja, nou, ja, dankie vir dit meneer Benting. Ja. Wat ek eintlik wil sê is, ek en vanaand, ek het altyd gesê meneer Benting, want dit moes vir ons almal skool gegee en toe ons leerders was op die skool, was u daar so die onderwyser. Maar ek vind vanaand die naam is Lindsay. Vertel ons 'n bietjie hoekom aan Lindsay? Ja, baie mense het my al gevra, waar kom die naam dan vandaan is, want dit was 'n baie rare naam geweest. Maar daardie tyd het my ouers baie belang gestel in cricket en die naam het in die ronde geloop van Dennis Lindsay, wat 'n goeie wicketkeeper van Engeland was. En die naam Lindsay het eers vasgesteek. En toe natuurlik by my geboorte en toe kom die naam weer op. So dit is seker waar die naam vandaan kom. So meneer Benting sê vir my, jy praat van geboorte, vertel ons 'n bietjie waar is jy gebore en getoe en 'n bietjie van die familie? Wel, ek is gebore in Stellenbosch. So ek bly alle jare in Stellenbosch. Ek het my ouers huis oorgeneem, so ek bly in die huis waar ek gebore was. Oh. Ek is die middelene van 5 kinders. 2 susters en 3 broers. So ek is die middelenetjie. En ja, ek het my pa het ek verloor op 11-jarige ouderdom. Okay. En so ek het nie baie van my pa geweet nie. Kyk, op 11-jarige ouderdom is bitter jonk. Ja. En ek kan net vaag weg onthou. Ons het altyd as 'n familie het ons de dam toe gegaan om daar te gaan kamp in die Kersfeestyd. Ja. En op pad daardie jaar op pad de dam toe. Toe het my pa 'n hartaanval gekry in die ry. Ek kan nog onthou want sulke dinge steek mos vas in jou geheue. Toe het hy teen die wal vasgery en ons moes toe omdraai. En ons as kinders het nie geweet wat gaan aan nie. Ja. Want ons is nou op pad hier om vakansie te gaan hou. En nou moet ons aan omdraai. So ons was baie ontevrede geweest. Baie kwaad geweest. Maar toe ons by die huis kom, het ons as kinders maar een kant gaan sit. En sommige het gaan slaap. En hulle was kwaad geweest, want hulle het uitgesien na die vakansie. En toe die volgende oggend moes ons hoor dat die pa het afgesterf. Aan 'n massiewe hartaanval. Ja, so my ma moes toe die 5 kinders alleen grootmaak. En dit het baie moeilik gegaan. Want my pa was die enigste of die gekwalifiseerde loodgieter daardie tyd op Stellenbosch. So hy was 'n baie gesiene man geweest en dit was 'n groot skok vir die gemeenskap. En my ma moes toe maar los werkies doen om die pot aan die kook te hou. En van my ouer suster en my ouer broer moes toe vroeër uit die skool uit gaan om te gaan werk.
om ook te help met die pot. Ja, en dit het vir ons aan die gang gehou. Sê meneer Benting, ek luister toe. Toe ons vroeër praat, jy sê jy maar het 'n spesifieke talent gehad wat ook gehelp het om bietjie inkomste te kry. Wat was dit? Ja, daardie tyd was 'n kleremaakster was 'n baie goeie of 'n groot talent in die gemeenskap. Kyk, daar was nie baie klerewinkels nie, daar en jy kon nie eintlik sommer gaan klere koop nie, want jy moes uit die dorp uit gegaan het om klere te gaan koop. So baie mense het daardie tyd het na die kleremaaksters toe gekom. Natuurlik om rokke te maak of veranderings te doen. Ja. So dit was 'n goeie inkomste vir die vroue daardie tyd. Want die vroue daardie tyd was ons maar die huisvroue geweest. Ja. En die paans het ons maar die werk gedoen om 'n inkomste te kry. Okay. So, meneer Benting, sê ons 'n bietjie, waar het u die skolastiese loopbaan begin? Laerskool en dan vertel ons hoe die ranks gegaan. Ja, die skole in Idasvallei, Stellenbosch was baie naby aan ons huis. So ons het natuurlik 'n keuse gehad van na watter skool ons kon gaan nie. So ons het maar almal deur Idasvallei Primêr gegaan. Baie goeie skool en dan ook ja, die twee skole is langs mekaar, die laerskool en die hoërskool. So die Lukhof Hoërskool ja, dit was die hoërskool loopbaan. Maar die hoërskool Lukhof het eintlik maar in die dorp begin. Okay. Dit is waar die ouer gaardes hulle skoolloopbaan begin het. En met die apartheidsjare toe moes Lukhof verskuif word na die kleding, sogenaamde kleding gemeenskap toe. En toe skuif hulle nou vir Lukhof daar so langs die laerskool. Daar wat hy nou is. Daar wat hy nou is. Ja. Okay. Baie interessant, meneer Benting, nou vertel vir ons op die hoërskool tyd, wanneer het u besluit dat u wil 'n onderwyser word? Ja, kom ek begin hierso weer by die laerskool. Kyk, daardie tyd was daar vakke gewees in die skole waar jy jou talente kan ontdek. Yes. En dit is wat ek eintlik vir die laerskool leerders ook wil sê, daar is 'n gebore talent in elkeen. En daardie talent moet net ontdek word. En jy kan dit ontdek as jy geleenthede kry daarvoor. Yes. En die skool moet eintlik die geleentheid vir jou daar bied. En dit was daardie tyd gebied deur daardie verskillende vakke. Vakke soos kuns en vakke soos naaldwerk en vakke soos boekbindwerk en vakke soos algemene handwerk. Dit was almal vakke waar jy jou talente kon. En musiek as 'n vak. So al die vakke was daar waar jy kon jou ontdekking maak. En as jy dan jou belangstelling daarin gevind het, dan kan jy dit verder daarvan vat na hoër standaards toe. Okay, nee. So ek het ontdek deur boekbindwerk. Dit was in standaard 4 en standaard 5. Daardie tyd het ons boekbindwerk gedoen waar jy geleer het om te meet. So en natuurlik dinge te skep. So daai hand en oogkoördinasie. Daardie is baie belangrik. Dat jy dit moet kan ontdek en jy moet dit kan uitleef. Dit wat jy sien, moet jy met jou hande kan doen. Dit wat nie daar is, moet jy kan sien. En dit is wat ingeskerp word op laerskool. Ja. En dit is waar ek begin ontdek het dat ek kon baie mooi boekies maak. Ek kan baie mooi sketse doen. En ek wou altyd dit verder vat. En so het ek daai talent het ek dan nog verder ontwikkel deur die verskillende grade of standaards.
Okay, en toe gaan die hoërskool toe by Lukhof? By Lukhof. Toe gaan ek oor na Lukhof toe. En by Lukhof is dit, ja, soos ek dit nou hier so ken as wat ons hier by Makassar ook doen, waar jy begin, as jy kom na die hoërskool toe, en dan moet jy mos nou in rye staan, en dan moet jy mos nou jou verskillende rigtings ingeplaas word, Dis jou verskillende klasse ingeplaas word. Ja. Maar deesdae doen hulle dit mos nou vooraf, so jy weet presies na watter graad toe jy gaan. Daardie tyd het hulle net vir jou in rye laat staan en net die vanne genoem, vanne A tot by F. Julle gaan na die wiskunde klasse toe, vanne verder af, gaan na die ander grade toe, en toe beland ek in die Houtweg-groep. En dit is waar my loopbaan begin het, in die Houtweg-groep. Want ek het onmiddellik, het ek in my klasse, my Houtweg-klasse daardie tyd, het ek uitgestaan as 'n goeie leerder. Want my punte het gewys dat ek het daardie talent. En ek het my dan ook uitgeleef in daardie klasse. Alhoewel ek ook my ander vakke ook goed gedoen het, maar dit was my passie. So ek kon my passie op skool kan ek uitleef. So, meneer Wenting, so gematrikuleer by Lukhof en daarna universiteit toe. Hoe het jy daarby en watter universiteit het jy bygewoon? Ja, kijk, daardie tyd was het maar baie moeilik geweest. Daar was nie baie opsies geweest. Ons kon daardie tyd net in 'n paar beroepe kon ons kies. En ek wou het groter gedink aan byvoorbeeld ingenieurswese. Ek wou in die ingenieurswese ingaan. Maar my vakke het my nie toegelaat nie, en natuurlik die finansies was nie daar nie. So die enigste ander opsie was of 'n polisieman, of die poswese daardie tyd, of ja, om te gaan werk as 'n ambag. Dat was die opsies. En die ander opsie was natuurlik onderwys. En gelukkig het ons daardie tyd gehoor dat daar was toe beurse beskikbaar vir onderwys. En dit was dan my opsie. Want ja, die ma was die enigste ene wat gewerk het. Die ouer suster het net begin werk. So die beurs het dan nou baie gehelp. En toe het ek aansoek gedoen na Bellville Opleiding College, Onderwysopleidingscollege Bellville. En daar het ek my eerste jaar, tweede jaar, jou tweede jaar moes jy jou hoofvakke moes jy kies. En toe het ek my talent wou ek verder uitleef. Toe het ek in die Houtweg groep beland daar so vir 'n Houtweg onderwyser. En ek het my daar by Opleiding College Bellville, het ek my 3 jaar kursus voltooi. As 'n Houtweg onderwyser. En 2 jaar daarna het ek my 4de jaar het ek voltooi. Ook by dieselfde onderwyscollege. En daardie tyd kon die hoofde van skole, as hulle onderwysers soek, kon hulle die college skakel om vir hulle opsies te gee, name te gee wat hulle kan skakel. Ja. En meneer Wil van Niekerk het toe vir Bellville Opleidingscollege geskakel. Hulle is op soek na 'n Houtweg onderwyser. En dit is hoe ek dan nou die naam gekry het, Makassar Hoërskool. Soek 'n Houtweg onderwyser, bekwame Houtweg onderwyser, want net die volgende jaar sou Makassar hulle eerste standaard gehad het vir Houtweg. Okay. So hulle het desperate onderwyser gesoek wat standaard aanbied. En toe het die lektor het na my toe gekom,
Makassar is 'n bietjie ver van Stellenbosch, maar ek het so 'n bietjie navraag gedoen en daar was toe heelwat onderwysers van Stellenbosch Stellenbosch, wat hier skool gehou het. Meneer Williams, meneer Ja. Anta Williams, meneer Berend Williams, meneer Gert Williams van Pinial. So Ali daar Williams. Ali Williams, so daar was 'n hele paar wat in Makassar skool gehou het. So daar was 'n geleentheid geweest. Ja. En ja, en ek het so gedink daaroor, ja, as 'n jong onderwyser, jou eerste jaar standaard 10 is 'n bietjie hard. Want ons gesels as studente gesels ons onder mekaar. Hulle het ook vir my gesê dit is 'n bietjie, dis in die diep water om sommer jou eerste jaar standaard 10 te hê. Kyk, jy begin mos eers by jou standaard 8, standaard 9 en dan val jy so op na standaard 10 toe. Ja. En ek het toe besluit nee, maar ek gaan die uitdaging aanvat. En want ek het gehoor hier is baie talent in Makassar. As ons so praat onder mekaar. Ja. So en my eerste standaard 10 daardie tyd, dit was in 1981. 1981 was meneer Semi-Plaatjies, Wat nou hoof is wat van nou hoof Zandvoort. is van Zandvoort. Meneer Donnie Dan, Yes. ja, wat dan Redby Redby woon, ja. Ja. Redby woon. Dan Donovan was het Januari in Vuurgrove. En dan nog 2 ander, Hendrik, ek kan nie so mooi hulle van onthou nie, maar daar was 5 matrikulante, standaard 10 Ja. leerlinge daardie tyd. En ja, toe ek daar aankom by die skool, dieselfde jaar toe word ek 21. En daar was een van die leerders wat ook 21 geword het. So ons het mekaar geluk gewens. Ja. Die Benting sê vir my, kom ons fast forward gou 'n bietjie die hele ding is Ja. 40 jaar later. Ja, dat is 'n lang tyd. Dis 'n lang tyd. Dames en here, meneer Benting het amper so 40 jaar, om en by 40 jaar wat hy diens verrig het by Makassar Hoërskool. Dis 'n prestasie. Dit is iets wat en as jy hoor dat die mense met semi-plaatjies is nou tans die hoof by Zandvliet Hoërskool. Dit is een van sy leerlinge, soos meneer Benting sê, een van sy leerlinge gewees. So is diep spore wat meneer Benting gestap het daar by Makassar Hoërskool. Meneer Benting sê vir ons 'n bietjie, vertel vir ons 'n bietjie 'n paar staaltjies oor die 40 jaar wat daar by skool aangegaan het. U was mos betrokke by sport ook. Ja. En dan het u mos nou natuurlik 'n paar staaltjies in die klas ook gehad. Ja. Nee, daar's baie staaltjies. En mense moet maar nou vinnig dink aan die staaltjies wat nou uitstaan. en houtwerk is mos 'n vak, 'n praktiese vak waar jy met jou hande werk. Yes. En baie kere dan het ek maar my oë toegemaak as ek sien dinge liedjie so lekker hier met die ouetjie nie. Maar daar kom toe een ouetjie aan my aangehardloop want ek het 'n masjien gehoor en toe kom hy na my toe aangehardloop, meneer, en ek sê net niks, maar ek sien net bloed. Toe daai een van sy vingers het binne in die skuurmasjien ingekom en gelukkig het ons daai opleiding gekry om noodhulp toe te pas. So ek kon toe 'n skoon lap kry en sommer net om sy vinger daar te hou en gelukkig was dit net 'n skuurmasjien. So net sy velle was so afgeskuur. Liggies. En natuurlik was ek baie boos, baie kwaad, want ek het jou dan nou geleer wat jy moet doen. En as jy dan nou 'n besering kry, dan het jy mos nou nie gehoor wat ek vir jou gesê het nie. So toe vra ek hom nou, maar nou sien, wat het jy nou gemaak? Toe gaan druk hy weer sy vinger daarin. En toe moet ek hom maar nou daar hardhandig weghaal van die masjien af. So ja, dit was een van die staaltjies daar. En dan
Ja, jy het ek ook so 'n bynaam gekry op skool daai tyd kon ons mos maar met die rotang kon ons hard praat Ja, ja. en ek het die bynaam gekry 1 is gelyk aan 6. 1 is Ek het ook maar nou so gehoor met die verbyloop. Ja. Daar gaan 1 is gelyk aan 6. So toe het ek maar nog gehoor nou hoekom dat nou 1 is gelyk aan 6? Toe sê die een ouetjie vir my nee, maar as meneer 1 hou gegee het dit gevoel so 6. So ja. So ek het respek afgedwing daai tyd. Ek was baie jonk, maar gelukkig kon ons hard praat met die lat. Leerders daar hoor julle nou 1 is gelyk aan 6. Ek was self daar op die hoërskool gewees en daar was meneer mentor, meneer Boetie mentor. As daai man jou gekry het daar so buite, hy maak nie saak wat jy wil doen nie. Dat jy jou net al laat staan en so 'n paar rapse gegee en dan moet jy maar aangaan klas toe, weder jy gestuur was of nie, het jou rapse gekry. So digtiging, dit was seker baie liefdeheid geweest. Dis hoekom ons seker maar so baie bietjie gedissiplineerd was. Maar meneer Benting, jy was ook betrokke by die rugby. Vir die skool rugby en so aan. Ek dink die 2 kampioenspanne wat jy betrokke by gewees het. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Ja, kyk, ek was self nie 'n sportman op skool nie. Ek was 'n baie goeie toeskouer. En deur my toeskouer het ek baie geleer. So, maar ek het so 'n paar wedstryde gespeel op skool. Kyk, daardie tyd was daar baie goeie spelers van Peniel op skool en ons het maar so onder mekaar gespeel en dan natuurlik was ek so 'n paar keer in die skoolspan, maar natuurlik nie goed genoeg om die A-span te haal nie. Maar ja, ek het so 'n bietjie ondervinding opgedoen. By die college self het ek ook saam met die span het ek gaan toer. So daar het ek ook ondervinding opgedoen. En by hierdie toe ek aankom by Makassa Hoërskool, toe sal ek uitvind nee, maar hier is baie goeie spelers gewees. Ja, en ek het altyd my stem laat hoor daar langs die veld. En natuurlik het ek ook ingespring as daar foto's gevat was, want die spelers, as ek kan nou nie almal se name onthou nie, maar hulle het baie goeie rugby gespeel en hulle kon goeie spanne kon hulle laat les opsê. Ek het altyd saam met die toere gegaan, rugby toere. Ek kan onthou die eerste toer wat ons onderneem het was Springbok toe. En daar het ek ook uitgevind, nee maar dis 'n ander tipe velde wat jy daar speel. Want die mense ken nie gras nie. Ja. Ja, so dit was baie hard en ons as onderwysers daai tyd, die wat saamgegaan het, moes maar baie noodhulp toepas op die spelers daai tyd. Maar dit het hy band van die betrokkenheid. Het hy band geskep tussen die leerders of leerlinge daai tyd en die onderwyser en die coaches. So daar was 'n goeie hegte band gewees en ons het gesels langs die veld. Het ons gesels as vriende oor die sport. Ja. Maar as ons terug is in die skool, was daar nog altyd hy respek van tussen leerder en tussen onderwyser. Meneer Benting, ons het nou al baie gepraat hierso. Ons het so 'n paar minute oor. Ek wil graag hê dat u 'n boodskap, as jy na die kamera kyk aan daai kant, as jy 'n boodskap wil sê vir die leerders en die onderwysers by Makassa Hoërskool of ewen Zandvliet of by die skole, is daar 'n boodskap wat u vir hulle wil stuur vanaand? Ja, dankie Stuart. Dit is 'n moeilike tyd wat ons nou in is en onderwysers en leerders het baie motivering nodig van albei kante af. Van die departement se kant af moet daar die motivering kom, gereeld kom, want mense kan so baie maklik nie die pad byse raak nie, maar jy kan so baie maklik
deur die pandemie en deur alles jou fokus verloor. Soos ek in my afskeid boodskap gegee het, wil ek net weer vir die leerders beklemtoon dat jy nie jou fokus moet hou op die plesiere van die lewe nie. Hou jou fokus op jou skoolwerk, want die plesiere van die lewe kom van self. So as jy daardie fokus kan hou op jou skoolwerk en uitstyg, dan sal jy baie meer tevredenheid kry in jouself. En ek wil ook die leerders bemoedig. Veral as kyk 'n mens kry mos daai leerders binne in die klas wat mekaar 'n high five gee as jy 'n onderwyser kan stuur of wat ook al. Dan kry jy 'n high five. Gee liewer 'n high five vir die leerder wat goed doen, wat presteer. Yes. Dan kan jy 'n high five gee en dan sal jy alles sal jy dan nou regverdig. Baie dankie meneer Benting. Dames en here, ons het vanaand 'n legende met Makassa Hoërskool hier in ons ateljee gehad, meneer Lindsay Benting. 40 plus minus 40 jaar by Makassa Hoërskool diens gedoen. In mense se harte gekruip, in familie se harte gekruip. As ons kyk, as ons terugblits na vanaand se program en luister wat meneer Benting als gesê het, dan praat ons van 'n seun wat op 11-jarige ouderdom sy vader verloor het. So het nie 'n vaderfiguur daar se gehad nie. 'n Moeder wat alleen moet gekyk het na 5 siblings wat daar gewees het en vir hulle die pad voorgehou het waarna toe hulle moet gaan. Ons kyk na die geleenthede wat ons nou het as leerders by die skool waar manne soos meneer Benting nie kon 'n vrye keuse gehad het om watter vakke hulle kan vat nie, of om watter rigtings hulle lewe in wil invaar en careers wat hulle wil gehad het nie. Ons kyk na die feit dat hy moes ver travel om skool te kom hou in Makassa. En soos vroeër gesels het sê meneer Benting dat Makassa het in sy hart gekruip, waar hy miskien offers gekry het by ander skole wat nader aan die huis gewees het, het hy gesê ek wil 'n verskil maak in die kinders en die gemeenskap van Makassa, en dit's wat belangrik is. So ons van Makassa Pride sê vanaand baie dankie aan meneer Benting. Ek dink baie dankie klink miskien net so, maar dit is uit ons harte uit vir dit wat hy gedoen het en dit wat sy legacy nog steeds sal doen in Makassa en in hele leerders se lewens en in die mense in Makassa en onderwysers wat nou nog by die skool is wat hy diens nou verrig. Ons sê vir u baie dankie meneer Benting en ons wens u alle voorspoed toe met u en ewe soos u gesê het vroeër, u bou nou self, u is nou u eie baas. U bou nou self. Ons sê vir u baie dankie en mag die Here vir u ryklik seën in alles wat u sal aanpak in die lewe, en nou kan u mos maar lekker toeroep soos wat u wil. Ja. So baie dankie. Die vraag is vandaan, kan daar iets goeds uit Makassa uitkom? You'll be the judge.